Dis net na 7 hier op Stroomop in my virtuele ateljee Dr. Theo de Jager. Môre Theo. Goeiemôre Isak. Baie dankie dat jy my weer genooi het na Nuuspot toe. Lekker, dis lekker om vir jou te sien, lekker om met jou te gesels. En is eintlik nogal 'n lekker, ek dink vir 'n slag 'n lekker gesprek, want dit lyk of dit goed gegaan het. Ek noem dit sommer die vrede van Menlo Park. Wat is jou ervaring gewees? Ja, dit was 'n intense dag. Die minister het ons gebel net mooi 'n week gelede en gesê hy soek die hele dag uit ons lewens uit. Hy wil hê Vrystaat Landbou Sakeliga saai self en ons moet vir Dani Odendaal ook saambring en vir Andrew Morphew van FMD Response. En dan praat ons oor die skikking in die hofsaak. Hy sê dit kan nie so moeilik wees om mekaar te vind oor dit wat julle nou vra in die hofsaak nie. Onthou die hofsaak wat ons gewen het wat vir boere die reg gee om self te spuit, om self in te ent. Dit is net 'n interim bevel gewees. So nou moet daardie 'n permanente bevel gemaak word. En dis die hofsaak toe nou waarna hy verwys. Hy sê maar daar's 'n hele paar ander goed wat ons sommer ook in so 'n gesprek kan bestryk en kyk of 'n mens nie behoorlik kan belei nie. So ons het al 8 uur gisteroggend begin. En ek is gisterand na 8 daar weg. Nou die gesprek self, onthou ons sit met amptenare daar, hy het almal daar gehad. Hy het die onderste poort biologiese produkte vir die Landbounavorsingsraad. Hy het al die respondente gaan haal met hulle regspanne en hy het reg in die begin van die gesprekke het hy eintlik 'n klassieke loopie in effektiewe leierskap tentoongestel. Hy het gesê hier's waar ons wil uitkom. Stem ons almal daarmee saam. En as hy almal se inkoop het, hier's die waardes wat hy waarna hy glo. Hy sê en as minister is dit die goed wat hy gaan volg. Hy sê dinge soos byvoorbeeld dat hy sien nie die staat as 'n monopolie nie. Die staat hoef nie alles te doen nie. Die staat moet die privaat sektor in staat stel. Sy hoofroeping is om 'n instaatsteller te wees. Hy sê en hy weet van die boere beskou die staat as 'n struikelblok. Hy wil die ding vandag uit die weg uitruim. En as dit dan nou beteken dat hulle sekere ooreenkomste wat hulle het met die invoerders van die enstowwe, soos byvoorbeeld die Biogenesis Bygou enstof waar die staat 'n monopolie het in die invoer daarvan, as hulle dit moet prysgee vandag en dit 'n hofbevel maak, dan doen ons dit. Maar ons moet nou kyk, wat is die heel vinnigste manier wat ons hierdie oorlog teen Back and Claw kan wen? Het almal se insette en inkoop daarvoor nodig. Nou natuurlik is dit nie so lekker vir amptenare om sekere van daai goed prys te gee nie. En daar was 'n bietjie gebrom oor 'n paar goed. Nie net die groot goed nie. Jy weet hoe gaan hierdie onderhandelinge met staatsamptenare, daar's dikwels triviale goedjies ook. Die plek waar ons gesprek voer en waarmee partye probleme het en so. Maar hy het sy hakke ingekap en hy het gesê luister man, dit gaan ons nie vorentoe vat nie. Kom ons luister na die harte. Wat is die kern van hierdie argumente? En so het ons deur die uitspraak gewerk en deur potensiële skikkingsbevel gewerk. En hierso net na middagete, toe is ons by 'n oplossing. Toe het ons 'n dokument waarop almal bereid is om af te teken. En ek wil nou vir jou sê van al 3 ons litigante se kant af, is daar regtig niks wat ons in daai dokument wou gehad het wat nie daarin is nie. Daar's ook niks in daai dokument wat ons nie daarin wou gehad het nie. Ons is baie tevrede met hoe die ding geskik is. Maar toe gesels ons ook so 'n bietjie aan en jy weet dinge soos byvoorbeeld ek en jy het nou al mekaar gepraat oor 2026 as 'n landboujaar. Dis die absolute perfekte storm, nê? Ja. Ons het Back and Claw. Ons sit met die grootste mielieoes ooit. Maar dit maak dat die pryse onder geweldige druk is.
Boere sukkel om punte bymekaar te kry te midde van die hoogste dieselpryse en kunsmispryse wat ons al gesien het. En volgende maand is betaalmaand. Die meeste boere se fasiliteite by banke en koöperasies moet in Augustus maand gediens word. En dan sit ons met hierdie vloede wat letterlik honderde boere uit besigheid uitgehaal het. Ons sê toe vir hom, ons is benoud oor die geldsake op plase op hierdie stadium. En hy het 'n bietjie ook met die amptenare as inset gekry en hy het gesê maar ons sal moet gaan gesels met finansiële dienste verskaffers. Ons sal moet 'n slag ook weer gaan stil staan by die geweldige hoë hindernisse vir jong mense en nuwe toetreders tot hierdie beroep. En hy kan natuurlik nie as minister sê maar dis hoe finansiële dienste instelling hierdie goed benader nie, maar hy kan 'n platform bymekaar roep waar die gesprek gevoer kan word. So Isak, ons het daar weggestap gister met groot dankbaarheid. Ons het 'n baie geseënde gesprek gehad en ons het 'n ideale skikking bereik. Maar dit klink vir my wonderlik. Theo, dis regtig vir my ek sit my nou vir my in verwonder aan die Theo die jager wat vanoggend voor my sit en een waarmee ek 3 of 4 maande gelede mee gepraat het. Dit klink sommer anders. Ja, kyk, jy het vir my 'n wenk gegee daai dag, as jy sal onthou. Jy het vir my gesê jy gaan 'n braai reël. So ons het sommer een van ons nuwe lamb cham spit op die proef gestel daar vir middagete en ek dink daai geur van 'n skaapie op 'n spit het ook sy bydrae gelewer tot die uitkoms. Dit maak korte mette van enige vyandskap, so 'n reuk. So, maar ek wil net seker maak met wie se kredietkaart het julle betaal. Saai het betaal. En wat my nou wonderlik is een van die goed wat jy in die begin gesê het van dat hy 'n klassieke leier stukkie leierskap uitgehaal het daar. So ek veronderstel julle is gelukkig met dit wat die minister tot dusver vir julle gewys het. Ja, dit gaan oor dit wat hy wys en ook hoe hy dit wys, nê. Ek meen, hoe moeilik kan dit wees om as jy hierdie tipe van krisis in die gesig staar, om almal bymekaar om 'n tafel te kry en te sê kom ons praat dit nou uit. Ja. En dan in daai proses sny hy na die been toe. Hy het baie min geduld met die tierlantuintjies rondom die kern van die saak. Waaroor gaan dit regtig vir ons hier? As dit daaroor gaan dat ons met bek en klou bestry wat staan in die pad? Ons het nie genoeg enstowwe nie. Hoekom het ons nie genoeg enstowwe nie? Hoekom is daar nie genoeg kapasiteit om vinnig genoeg te ent nie? Hoekom hardloop hierdie siekte nog weg van ons af? Dis eenvoudig dat die staat het nie die kapasiteit nie. En om die privaat sektor se kapasiteit te ontsluit, moet ons privaat sektor belegging in hierdie ding inkry. En daarvoor moet die staat 'n bietjie op sy staan. So ons het nou 2 strome na gister en hy het dit duidelik gemaak. Hy het gesê as ons penne onder op hierdie bladsye sit, as ons handtekeninge daarop sit, dan begin hierdie nuwe bedeling. Ons het nou 2 strome van enstowwe wat inkom. Die staat gaan nog steeds enstof inbring soos wat hy altyd beplan het en dit wat hy al reeds bestel het. En vorentoe gaan hy meer en meer nog bestel. Maar nou kan die privaat sektor ook dit inbring. En daar's al reeds 3 maatskappye wat hand opgesteek het om te sê ons sal belê, ons sal dit invoer en ons sal dit versprei. Nou elke besending wat hier aangekom het, of dit nou uit Turkye uit was of dit uit Argentinië uit was, alles wat op Ouer Tambo geland het, is van daar af eers onderste poort toe. En daar is besluit, hoe word dit toegedeel? Die bedryfsorganisasies het gekry, die verskillende provinsies het gekry en so. Daai stap word heeltemal nou uitgesny. Die staat moet net weet presies hoeveel het ingekom en wat is die datum daarvan en waarheen gaan dit. Dan gaan dit van die lughawe af sommer reguit na die veeartse op klein dorpies waar boere kan toegang kry. En vir die boere, kyk, die hofsaak het alreeds gesê hoe hierdie proses moet werk. Die regter het gesê 5 dae voordat jy ent, dan moet jy die staat in kennis stel.
En 14 dae nadat jy geënt het, moet jy rapporteer. Hierdie dosisse, hierdie botteltjie met sy QR-kode moet het ek in hierdie lys van beeste ingespuit. En nou is die bal in die hande van ons as boere en ons as die boereorganisasies het ook gister 'n ernstige beroep op ons lede en op al die boere gedoen om te sê ons moet nou nie die bal aanslaan in ons hande nie. Ons moet seker maak ons hou nou by die regte reëls. Ek vrees die dag wat die amptenare vir ons gaan sê ja, dis wat ons voor bang was dat julle nie die rapportering reg gaan doen nie. So ons het ook vir mekaar gesê ons in Vrystaat Landbou en Sakeliga, as daar boere is wat 'n probleem het, wat nie mooi verstaan hoe dit werk nie, as daar boere is wat dit nie kan doen nie, dan moet hulle ons landbouorganisasies bel. Ons gaan mekaar help. Dis vir ons nou belangrik om twee intensiewe houe te slaan na Back and Cloud toe. Ons moet kyk of ons letterlik alles kan inent oor 'n kort tyd, 6 tot 8 weke. En dan rus ons so vir 2,5 maande en dan doen ons dit weer. Ja. As ons dit kan regkry, dan stuit ons nou eers net hierdie siekte in sy spoor. En dan pak ons die pad aan van 2 keer 'n jaar ent, alles aftik tot waar die wêreld dieregesondheidsorganisasie ons weer ons status kan teruggee as 'n back and claw vrye land sonder inenting. En julle is vol hoop dat julle dit gaan regkry. Ons moet dit regkry, Isak, as ons dit nie regkry nie, dan vermink ons vir altyd ons veebedryf. En onthou, dis die heel grootste bedryf in die land, nê. Meer boere boer met vee as met enige iets anders. En ons bestryk in die veebedryf die totale spektrum. Ons het van klein boere daar teen die hange van die Maluties wat net 1 of 2 beeste het, tot hierdie megaboere wat met duisende beeste boer. Ons het van stoet tot pasterbeeste. En ons moet by elkeen van daai beeste nou uitkom. Nou, jy's nie die eerste joernalis wat vra, wat maak julle dink julle dit gaan regkry nie? Jy sien, ons het ongeveer 14 miljoen beeste wat ons moet ent. Die Brasiliërs het amper 300 miljoen beeste gehad. En hulle het swakker infrastruktuur as ons. Hulle moet bootjies op die riviere gaan, omdat in daai hitte in die trope stap die beeste in die riviere in om af te koel. En hulle is nie naaste by so goed georganiseer soos wat ons in Suid-Afrika georganiseer is nie. So as hulle dit kon regkry en hulle het hulle back and claw vrye status verlede jaar op die 29ste Mei teruggekry, dan sal geen rede hoekom ons dit nie ook kan regkry nie. Ek sien Dr. Dani Odendaal was ook daar gewees, waaroor mense, ek sien op sosiale media baie bly was. Ja, nee, ek gee vir minister Oukamp baie krediet daarvoor. Hy het gesê hy gaan nie terugdeins van die uitdagings nie. Dani Odendaal het 'n baie spesiale stel vaardighede en daar's min veeartse so ervare. En hy's 'n natuurlike leier in daai bedryf ook, nê. As Dani praat, dan hoor jy ook die hart van 'n groot netwerk van plattelandse veeartse, plaasveeartse. Hy het gesê ons soek 'n dag wanneer Dani ook daar kan wees. Dis belangrik dat hy ook met ons sit daarso. En Dani het 'n reuse bydrae gelewer. Voor ons uitgestap het, toe sê minister Oukamp, hy moet nou weer kyk na die strukturering van die raadgewers rondom hom, en dit is 'n groot fout dat Dani nie daar is nie. Hy het vir Dani ook gesê, jy kort nou hier. Ek sien Dani skryf daar op Facebook, skryf hy kan 'n pad stap met hierdie minister. Ja, en die rede is, jy weet, ons maak ons lewe in 'n bedryf, in boerdery, dis 'n vreeslik onafhanklike mense. Boere is baie onafhanklik. Mense dink boere is net harde koejawel, maar in die omstandighede waarin 'n boer sy vinnig, en hy moet op hom vinnig kan uitsif. Boere staan in die oggend op met 'n skeptisisme oor raad.
En jy moet 'n boer se vertroue wen. Jy vra dit nie sommer net nie. En die manier hoe minister Oukamp die ding gister benader het, hy het nie op een geleentheid vir ons gesê, dis wat ek in gedagte het nie, behalwe op die 3 boksies wat ek nou gesê het, getik is in effektiewe leierskap. Hy het reg in die begin gesê, dis waar ek wil uitkom. Ek wil weet of ons almal op dieselfde bladsy is oor dit. Dis die waardes waarvoor ek staan. As jy nie hou van hierdie waardes nie, gaan ons mekaar nie maklik vind nie. En hy het gesê, almal moet saamgaan. As ons nou 'n bietjie moet markeer die pas, om almal aan boord te kry, dan moet ons dit doen. Maar dit is vir hom belangrik om inklusief te wees. En hy het dit reg gekry. En Dani het ook, terwyl ons nou lekker in daai skaapspit geëet het, Dani vir my gesê, Magties, dis die tipe van leierskap wat landbou maklik gaan vorentoe vat. Nee, ek is regtig baie bly daaroor, want ons doen nou van die begin van hierdie hele krisis af, doen ons berig hieroor en praat met julle hieroor, en die spanning was partykeer vir mense sleg geweest, so ek is regtig baie bly daaroor. Ek is bly ek kon vir julle goeie raad gee. So ek wil dit net in die lug laat hang dat wanneer goeie raad nou tot vrug kom, of die raadgewer nie ook beloon sal word met 'n spitpartytjie. Ons sal vir jou na die Amjams toernooi, Isak. Net om dankie te sê, immers, nê. Dis lekker gewees om met jou te gesels. Is lekker om te hoor hoe jy vanoggend gesels en die hoop wat daar is. Mense is altyd ook bang aan die begin van so 'n nuwe verhouding, wanneer mens nuwe hoop het, dat kyk nou net daai verhouding van Helen Zille en Mampele Rampele destyds, skaars 'n dag het daai soen gehou, maar ek dink daar hier's 'n verskil, nê? Ek dink mens kan uitsien na 'n verhouding wat goed sal afloop. Ek oprigtig so, en minister Oukamp praat die taal van die boere se harte. Hy verstaan wat op 'n plaas aangaan. Hy het self 'n boerdery in die gang. En dit maak 'n groot verskil. Dr. Theo de Jager van Saai wat vanoggend met ons gesels, baie lekker gewees om dit praat. Theo, ons praat weer vorentoe. Dankie Isak. Goed gaan. Lekker om so vir Theo te hoor praat. Oor 'n ding en goed wat vir hulle belangrik is, man, wat vir hulle regtig belangrik is. So kudos ook vir ou Willie. Maar eintlik moet ek vir sê, ek het eintlik nou nogal gedink Willie behoort hierdie ding op die regte manier te hanteer. Dis mos soos ons hom leer ken het. Baie mense neem my nog kwaadlik,